Goeienaand Suid-Afrika, dis 2100 SA tyd op hierdie 17 April, Vrydag, terwyl ek hierdie berig doen. Ek het 'n paar vrae gekry van mense wil weet, hulle is confused. Wie beheer nou eintlik die Strait of Hormuz? Want Iran het vroeër afgekondig dat hulle die Strait of Hormuz nou oopgemaak het. So wie beheer dit eintlik? Want Amerika sê hulle beheer dit ook. So tot en met vandag is die beheer van Strait of Hormuz aan beide kante, kan 'n mens sê. In die Iranse kant, hulle het dit beheer in terme van terrorisme. Hulle het gedreig dat enige ou wat daar deur hy gaan geskiet word. Gaan op hom geskiet word met rockets of missiele of met drones. So die skepe wat die service skepe dan wil nie daar deur neem, want hulle wil nie 'n kans vat nie. En hulle insurance wil hulle nie toelaat om daar deur te gaan anyway nie. So met die bedreiging van terrorisme het hulle verhoed dat skepe daar deur ry, soos ons nou gesien het die laaste 2 weke. Maar aan die ander kant, die Amerikaanse vloot het totaal die hele stryd afgesny. Hulle beheer die kontrole van die hele Strait of Hormuz. Hulle besluit wie van die skepe wat dit kans verhaag om deur te ry, al laat Iran hulle toe kom deur. En enige skip wat met Iranse ports business gedoen het, word nie uitgelaat nie. Daar was net vandag weer 'n skip teruggedraai, nie is lank terug nie, wat met 'n Iranse port was teruggedraai te sê, gaan terug, jy kan nie uitkom nie. So Iran het nou afgekondig, hulle dreig nie meer die skepe nie. Skepe kan nou maar uitgaan, hulle sien op hulle skiet nie. So dis wat hulle daai beheer opgegee het, en hulle het nie 'n keuse gehad, hulle is gedwing daartoe, want op die oomblik is hulle ekonomie besig om te smoor, en hulle kan nie meer dit aangaan nie. So, en hulle kan nie volskou, hulle kan nie meer die oorlog volhou nie, so hulle moet nou maar konsessies maak. So, hulle het nou gesê, okay, in ruil vir sanksies lig en so aan, sal ons nou nie meer op skepe skiet nie, hulle kan nou maar deurgaan. Maar dit beteken nie is heeltemal oop nie. Amerika se vloot beheer nog steeds die Strait of Hormuz. Skepe wat nog by Iran aansoek doen en so en word nie uitgelaat nie, glad nie. Dit sal dalk verander binne die volgende paar ure, binne die volgende paar dae, maar huidiglik word skepe nog teruggedraai. Enige ander skip wat by ander Middle Eastern ports aansoek doen by die ander Arab lande, hulle word in en uitgelaat, want hulle doen besigheid met die ander, nie met Iran nie, maar enige iemand wat Iran besigheid doen, word nie uitgelaat nie, op die oomblik nog steeds nie. So ek hoop die mense wat nou die vraag gevra het, wie beheer nou eintlik, want hulle verstaan nie hoe is Amerika beheer, hoe kan Iran sê die ding is oop nie. Dis maar net waaroor dit gaan. Tot en vanoggend, tot en vanmiddag toe het al twee nog invloed gehad op die Hormuz, skepe wat beweeg. Nou het Iran gesê, hulle sal nie meer invloed hê, hulle sal nie op iemand skiet nie, so hopelik sal dit skepe laat gaan. Maar voor dit nog gebeur het met die vroeër vandag toe hulle gesê het, hulle gaan hulle kernkrag opgee in daai tipe van ding, Iran, het die mense agtergekom, okay, hulle raak nou miskien ernstig en hulle wil nou deelneem, nou het hulle hierdie deel bygesit, en ons sien hoe ver die olieprys al geval. So dit gaan in die regte rigting. Ons hoop net dit hou so. So dis wat ons uitkyk vir die volgende naweek. Die volgende paar dae gaan baie belangrik wees. Iran het ook gesê, hulle hou die Hormuz oop tot die einde van die skietstaking wat Dinsdag is. Daarna sal hulle besluit, so ons sal sien of hulle weer gaan probeer toemaak of die mense weer dreig. Maar intussen het hulle niks gedoen. Hulle het op nog 'n hele week niks aan die Amerikaanse vloot gedoen nie, wat hulle gedreig het, hulle gaan die vloot sink. Of jou vloot attack, hulle het nog nie 'n skoot op hulle geskiet nie, want hulle weet, het gaan nie vir hulle werk nie. So ek vermoed, hulle is gewankel, hulle is geknak nou op die oomblik, en hulle het nog nie meer keuse nie. So, hopelik die volgende paar dae sien ons 'n baie vinnige verbetering vir almal aan albei kante. Hoop dit antwoord die vraag van die mense het van wie beheer die stryd. Dankie, sien julle later.